Goeiemôre broer en suster. Dit is vir my 'n voorreg om elkeen van julle te verwelkom by hierdie oggenddiens. Mag jy in hierdie oggend die belewenis hê dat die Here ook in jou lewe teenwoordig is. Dat ook vir jou kom sê, maar hy los jou nie, hy is saam met jou op pad, daar waar jy ook gaan. Ons gaan hierdie erediens begin met lied 163. Kom ons sing hierdie lied staande. Ons sê ook welkom vir Tannie Henriette wat nou saam met ons, wat nou ook deel vorm van die musiekspan. So dankie ook vir Tannie wat bereid is om vanoggend vir ons dan ook te begelei. Kom ons staan, dan sing ons hierdie lied hartlik saam. Lied 163, dan kan jy weer u plek inneem. Soos 'n wilsbok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, en U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Kan die plek inneem. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Hierdie Here groet jou vanmôre met die woorde, genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader, wat hierdie wêreld geskep het. Ons Here Jesus Christus, wat ons verlosser is, en die Heilige Gees, wat ons lei en wat ons trooster is. Amen. Broer en suster, ons gaan antwoord met 2 liedere. Ons gaan eers sing lied 190. Ons sing vers 1 tot 3 van die lied staande. En dan daarna lied 542, sing ons vers 1 tot 2, dan ook staande, dan kan u daarna u plek neem. Kom ons staan vir hierdie 2 liedere. Grote God aan u die eer, heerlik is waar u is die majesteit, heilig die geregtigheid, U wat alles onderhou, U is ewig en getrou, in genade groot en ryk, bou kon kies, kon vra, het U sien my vloek gedra. Ek kon vind het my gekry, voor ek nog my skuld bely. U oor alles God en hof, open dat ons sien geen goed of kwaad, word aan toeval oorgelaat. Hoe kan ons begrip, verstand, al wat ek
Jesus, ons loof U. Jesus, ons prys U. Laat ons met engele 'n loflied sing. Nie meer verlore, U is gebore. Ontvang die dank wat ons U bring. Jesus, ons loof U. Jesus, ons prys U. Neem U ons harte, maak dit rein. Dat ons gelovig U dien met liefde. Ontvang die lof van kinders klein. Ek gaan vra dat die kinders wat hier is, gou vir my hier voorkom sit. Gaan dit goed met julle almal? Is julle seker? Julle skud net so julle koppe. Gaan dit goed met julle? As hy. Is lekker om julle almal te sien. Ons is vandag hier. Dis die begin van November, nê? Nee? Weet al begin, julle het almal al so 'n bietjie begin met eksamen, nê? Nee? Met toetsreekse en al die lekker goed. Nou, ek het vandag voor ons begin met daai, nê? Nee? As ons baie keer stout is, of baie keer iets per ongeluk breek, nee? Wie van ons, nee? Sê nee, dit was nie ek nie, dit was ons boetie, of ons sissie gewees. Sê ons maak ons baie keer so, nee? Nicolas, jy skud jou kop, jy sê ons doen, ons baie keer maak ons so, dat as ons foute maak, as ons per ongeluk iets breek, of per ongeluk hard raas, of beklei, dan sê ons vir mekaar, dan sê ons, en papa en mama vind, of hoor dit, en hulle kom na ons toe, en dan sê vir ons, wat gaan die aan, dan sê ons vir mekaar, en vir jou pa of jou ma, nee, was nie ek hier, dit was hy, of sy, nee, nou, ek het vandag so 'n speelding saamgebring, nee, kan ons iets met hierdie speelding maak? Nicolas, hoekom nie? Hy kort goed, sy blokkies is weg, so wat kan ons met hom maak? Ons kan hom weggooi, reg, ons vat hom, nee, in 'n mooi, groot, lekker plastiek sak, nee, as ons nou die gaatjie kan kry van hom, dan gooi ons hom daarin, en as ons nou die sak vol het, dan knoop ons hom toe, en ons vat hom, en ons gooi hom in die asblik, reg, maar, as presies dieselfde ene, nee, kan die ene werk, Nicolas? Hy gaan werk, nee, want hy het die blokkies, en hy het alles wat ons nodig het, om lekker met hom te speel. Hierdie twee goed, as ons nou dink, aan die, wat in die swartsak is, wat ons gaan weggooi, en hierdie speelding, laat ons dink aan Esegiel 18, vers 31, wat vir ons sê, laat vaar al julle oortredings, en kry 'n nuwe gesindheid. Die ou vertaling praat van 'n nuwe hart, 'n nuwe gees. Waarom wil julle sterf, Israel? Nou, as ons dink aan hierdie, ons sien hy's nie, ons sien hy's mooi nog toe in 'n pakkie, sê die Here vir my, ons moet ons sonde kom bely. Ons moet terugdraai na die Here toe, né? En dan gee hy vir ons 'n nuwe hart,
'n nuwe gees. En mag ek en jy, daar waar ons gaan, as jy ooit weer stukkende speelgoed sien, nie vir Boetie of vir Sissie blameer nie, né? Mag ons dink aan hierdie van vanoggend, mag ons mekaar sê, ons los die goed wat ons verkeerd doen. En ons leef 'n lewe en met 'n nuwe hart en 'n nuwe gees tot eer van die Here. Reg. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, dankie Here vir hierdie oggend, dankie Here vir hierdie kinders. Dat ons hulle aan U kan kom opdra. Elkeen van hulle, Here, U wat vir hulle ongelooflik lief het. Dankie Here dat hulle na U toe kan kom ook in 'n oggend soos die. Om ook te hoor wat U hart vir hulle is. Dat U hulle roep om 'n lewe te leef tot eer van U. Here, kom gee vir hulle elkeen 'n nuwe hart, 'n nuwe gees. En so ook vir ons. Ons kom bid dit en ons kom vra dit Here in U naam. Amen. Kom ons staan, dan sing ons die volgende liedjie saam. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Reg. En die plek inneem. Julle kan by pappa en mamma gaan sit weer, hoor? Broer en suster, ons lees in Filippense 2 as vooroormoediging van môre. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen dink aan sy eie belang nie, maar ook aan die van ander. Ek gee 'n paar oomblikke van stil gebed. Here, in hierdie oggend kom dank ons U. Here, dat U ons as gemeente, as gelowiges kom toevou in die teenwoordigheid. Dat ons in 'n oggend soos die bewus kan wees van U genade. Here, dat ons kan weet U is hier teenwoordig. Here, want U het ons bymekaar geroep. Here, U beskerm en onderhou ons. En so is ons ook diep bewus, Here, van die eenheid wat tussen ons moet leef, wat tussen ons moet wees. Maar dit nie gaan oor wie belangriker is nie, maar dat dit gaan oor U en om U te verheerlik.
Dankie Here dat U ons die krag en die genade ook gee om so te kan leef, Here, dat ons nie vir onsself leef nie, Here, maar dat ons die knie sal buig voor U wat ons Here en ons God is. Dankie Here vir U genade, U liefde, U woord en die Gees wat ons lei en dring. Vul ons Here, sodat ons sal leef tot eer van U. Ons kom bid dit en ons kom vra dit Here in U naam. Amen. Ons lees in voordat ons in Filippense 2 lees, so wat ons sit, kom ons sing hierdie volgende lied saam, lied 286, ons sing dit soos wat ons sit. Die God van liefde waar ons moet gaan, wil ons in die skadu bystaan, oor ons dankgebede, oor ons loflied stig as ons aan U ons dank betuig. Here, U genade het ons hier behou, in die hand van liefde vashou. Moet nooit van ons wyk nie, skenk aan ons U seën. Here, laat ons nooit alleen. Here Jesus, laat ons nooit alleen. Ons wil vir ewig op U almag steun. Elke knie sal buig en elke hart sal juig. Here Jesus, neem ons bede aan. As ons lees ons in Filippense 2 waar Paulus die gemeente kom aanmoedig na aanleiding van die eensgesindheid waartoe hy hulle oproep. Hy vir hulle sê, my geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet met eerbied en onsig daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of treepraat, sorg dat julle bo verdenking staan en opreg bly. Onberispelike kinders van God te midde van 'n ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle as ligdraers in die wêreld op, deur die woorde van lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie, en nie vernoet gesoog het nie. Julle geloof is 'n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly. Ja, as ek saam met julle almal bly, om dieselfde rede moet julle ook bly wees. Ja, saam met my bly wees. Ek dink as ons kyk na die gedeelte waartoe Paulus hierdie gemeente oproep, dan sê ons mekaar weer in die tyd wat hy dit skryf, 'n tyd van vervolging, 'n tyd wat gelowiges gevra het, maar is dit nog die moeite werd? Kom sê Paulus vir hulle in vers 14, doen alles sonder kla of teepraat, sorg dat julle bo alle verdenkings bly en opreg bly, onberispelike kinders van God, te midde van 'n ontaarde en korrupte mense, tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld. Mag ek en jy ook hoor dat die Here ons die krag gee om as hierdie ligdraers op te gee, en omdat ons ook diep daarvan bewus is dat ons in afhanklikheid van die Here leef. Daar waar ons gaan, daar waar ons beweeg, kom ons staan en bely ons geloof hardop saam. Ons lees bely vanmôre saam die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons dink so 'n bietjie ook terug aan 1700 jaar wat hierdie geloofsbelijdenis bestaan. Kom ons doen dit staande en hardop saam. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en aarde,
van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mens, en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid, en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ek kan die plek inneem. Broer en suster, ons skriflesing van môre kom uit die boek uit Esegiel. Ons gaan daar lees in hoofstuk 18, so 'n paar gedeeltes saam. Esegiel hoofstuk 18 vanaf vers 1. Voordat ons saam lees, kom ons sluit die oor en bid ons saam. Here, is 'n voorreg om vanmôre weer hier as gelowiges in U huis by mekaar te kan kom. Here, om U woord oop te maak in afwagting, Here, vir U wat gaan spreek. Dankie, Here, dat ons in hierdie oggend kan kom bid, kan kom vra, Here, dat ons die stem sal hoor, dat ons sal reageer en dat ons sal uitleef wat U van ons vra. Ons kom bid, Here, breek U woord vir ons oop. Ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Ons lees saam in Esegiel hoofstuk 18, ons lees vers 1 tot 4 en dan vanaf vers 25 lees ons dan weer saam. Die woord van die Here het tot my gekom. Waarom gebruik julle in die land Israel hierdie spreekwoord? Die paas eet groen druiwe en dan word die kinders se tande stomp. So seker as ek leef, sê die Here my God, julle sal nie meer die spreekwoord in Israel gebruik nie. Al die mense behoort aan my, vaders en kinders is myne. Dit is die mens wat sondig, wat sal sterf. En dan vanaf vers 25, julle sê die Here tree nie op nie. Luister Israel, tree ek nie reg op nie. Dit is julle wat nie reg optree nie. As iemand wat altyd my wil gedoen het, ophou om dit te doen en onreg pleeg en op grond daarvan sterf hy op grond van die onreg wat hy gepleeg het. En as 'n goddelose hom bekeer van sy goddelose optrede en laat reg geskied en doen reg, hou hy hom in die lewe, omdat hy tot insig gekom het en hom bekeer van al sy oortredings wat hy begaan het, sal hy bly lewe. Hy sal nie sterwe nie. En dan sê Israel, die Here tree nie reg op nie. Is dit ek wat nie reg optree nie, Israel? Dit is julle wat nie reg optree nie. Ek gaan julle oordeel, Israel, elkeen volgens sy eie optrede, sê die Here my God. Bekeer julle van al julle oortredings, sodat die sonde nie julle val sal bewerk nie. En laat vaar al julle oortredings en kry 'n nuwe gesindheid, 'n nuwe gees. Waarom wil julle sterf, Israel? Dit is nie my wil
dat die mense moet sterf nie, sê die Here my God, maar dat hy hom bekeer en bly lewe. Tot sover ons skriflesing van môre. Ons teksgedeelte kom uit 'n tyd vol woelinge, 'n tyd vol onreg, 'n tyd wat daar ongelooflike swaar kry is vir die volk van die Here. En as ons na hierdie gedeelte kyk, beleef ons, hoor ons iets van die omstandighede, iets van die gesindheid van die volk. Voordat ons by die volk kom, moet ons mekaar vra, maar Esegiel, wie is dit? As ons dink aan Esegiel, weet ons 'n klomp goed van hom af. Ons weet, hy was 'n priester. Hy het in die tyd van die ballingskap opgetree en juis vir die volk van Israel en Juda, die wat weggevoer was en die wat agtergebly het, het hy as profeet opgetree. Hy self was een van die ballinge wat saam met die jong koning Jojagin weggevoer is. En as ons aan Esegiel dink, sien ons hoe hy saam met hierdie persone weggevoer is, eintlik die hooggeplaastes, die koning, die raadgewers, en dan hy self as priester. En in 539 voor Christus word hy as profeet van die Here geroep. En hierdie visioene, dit wat hy beleef, die woorde wat hy hoor van die Here, so wat ek gesê het, is juis vir die volk wat in ballingskap is. En hy tree vir ongeveer 30 jaar op, van 30-jarige ouderdom, tree hy op as profeet. Nou as ons na die boek Esegiel kyk, sien ons twee gedeeltes. Die eerste paar hoofstukke van hoofstuk 1 tot 36, kom Esegiel en hy verkondig dat die oordeel van die Here op pad is. Dat die volk gesondig het. En in die tweede deel, vanaf vers 37, as ons dink in Esegiel, is dit gewoonlik die gedeeltes waarvan ons hou om te lees, van Esegiel 37 tot 48, wat fokus op die hoop, die herstel wat voorlê vir die volk, wat die Here in gehoorsaamheid dien. As ons kyk na die gedeelte wat ons saam lees, dan sien ons, soos ek gesê het, die oordeel van die Here, wat eintlik voltrek word. Die volk is weggevoer, word weggevoer in ballingskap, en dit is hierdie atmosfeer, maar dis nie ons skuld dat ons hier is nie. As ons dink aan die slagspreuk wat hulle gebruik, hier in vers 2-3, die paas eet groen druiwe en dan word die kinders se tande stomp. Wat beteken dit? In ons eie tyd, in ons eie konteks sou dit maklik vertaal kon word. Die vaders, ons ouers het droog gemaak en nou moet die kinders harde klippe kou. 'n Tyd van verontskuldiging. Hoekom is ons hier, Here? Is die groot vraag wat hierdie volk vra. En Esegiel kom en hy kom sê vir hierdie volk, julle staan nie apart van die geskiedenis nie, julle staan nie op julle eie nie, alles behoort aan die Here. Julle het deel. Maar die volk bly sê, maar Here, ons is eintlik is ons nie skuldig nie. Eintlik, so wat ons gesê het in kindertyd, ek onthou toe ons klein was, ek en my boetie, my pa het altyd gesê, daar is die vermoë van 'n derde een wat ontstaan, want dis nooit ek nie en dis nooit hy nie, maar ek beleef dit met my eie kinders. Dis die gesindheid van hierdie volk.
Here, ons is eintlik, het ons niks steel aan dit nie. Here, ons het niks verkeerd gedoen nie. En dan kom hierdie gedeelte, en Esegiel kom en hy sê vir hierdie volk, hierdie slagspreuk sê die Here sal ophou. Dit wat julle beleef, dit wat julle in hierdie wêreld raak sien, onthou vir 'n oomblik, beleef vir 'n oomblik, alles behoort aan my. Vers 4, het sê al die mense behoort aan my, Israel, vaders en kinders is myne. Dit is die mens wat sondig is, wat sal sterf. Die waarskuwing van die Here kom en hy sê weer vir hierdie volk, maar onthou vir 'n oomblik, ek het met julle 'n verbond gesluit. Dink terug aan Abraham, dink terug aan vroeër. Ek sê julle God wees en die God van jou nageslag. Maar as jou nageslag my nie meer dien nie, en vir 'n oomblik is die volk by die oordeel. En hierdie oordeel word voltrek. Hulle beleef 'n ongelooflike slegte tyd in hulle eie lewe. 70 jaar. En as ons uit die gedeelte kyk, dan sien ons hoe die gedeelte wat ons nie gelees het, in vers 5 tot 20, 21 tot 24, eintlik kom sê, maar daar's 'n stukkie verantwoordelikheid. Jy gaan die vrugte pluk van dit wat jy in hierdie wêreld insit, as geslagte, maar ook as individu. In jou eie lewe gaan jy beleef wat die Here vir jou in gedagte het. Ek en jy, broer en suster, as ons kyk na die laaste gedeelte van hierdie teks, dan sien ons hoe die profeet hierdie volk om oproep, bekeer julle, draai terug, maak weer erns met die Here. Ons is in 'n tyd in ons eie lewe, in ons eie wêreld wat ons so ver weg beweeg het. En ons blameer al die ander goeders rondom ons. Dit is nooit ons eie skuld dat ons is waar ons is nie. Dis die omstandighede van die land. Dis die omstandighede van die dorp. Dis ons paaie. Dis al die ander goed. Hierdie gedeelte roep ons op om verantwoordelikheid te vat vir ons eie lewe, vir ons geloofslewe. Dat daar waar ek en jy gaan, ons die bewus sal wees van die teenwoordigheid van God. Dat ons bewus sal wees van die hoop wat die Here vir ons het en die hoop wat die Here vir ons kom gee. Ons sien die Esegiel wat hierdie hoop vir hierdie volk kom verkondig. My wil is dat hy hom sal bekeer van sy verkeerde dade, dat hy sal bly lewe. Die Here wil nie vernietig nie, die Here wil nie uitwis nie, en juis as Nuwe Testamentiese gelowiges beleef ons dit by die koms van Christus. Dit wat ons vanaand vier. Die wete dat God gekom het ter wille van my en jou. My wil is dat hy hom sal bekeer van sy verkeerde dade. Broer en suster, as ons na ons eie lewens kyk, dan hoor ons hierdie oproep van môre. Ons hoor die Here wat vir hierdie volk kom sê, dat hulle weer sal moet erns maak met hom. Dat hulle gerig sal wees op die verbond wat die Here met hulle gesluit het. Ek sê julle God wees en die God van julle nageslag.
dat ek en jy as Nuwe Testamentiese gelowiges die uitvloeisel en die uitwerking van hierdie verbond sien in Christus wat met my en met jou 'n pad kom stap het, met die Gees wat by ons teenwoordig is in ons persoonlike lewe. Het ek en jy die verantwoordelikheid om 'n lewe te leef tot eer van God. Ons dink terug aan Filippense 2. Julle moet julle met eerbied en onsag daarom toelê om as verlosters te lewe. As ons na hierdie wêreld kyk, as ons na ons dorp kyk, leef ons as verlosters. Leef ek en jy die hoop uit wat die Here vir my en vir jou het. Die genade wat die Here vir ons kom gee. Die liefde wat hy vir ons kom gee. Mag ek en jy, broer en suster, daar waar ons dit nie doen nie, daar waar ons sukkel, mag ek en jy dit begin doen. Mag ek en jy die liefde begin uitleef. Mag ek en jy as ligdraers in hierdie wêreld leef. En daar waar ons sukkel, mag ons die woorde van Jesegiel onthou. My wens is dat hy hom sal bekeer, sal terugdraai. Mag ons dit doen elke dag, elke oomblik tot die Here se eer. Amen. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here, ons kom dankie, Here, in hierdie oggend. Here, dat U ons seën met 'n nuwe gesindheid. Dat ons kan vra, Here, vir 'n nuwe hart. 'n Nuwe gees. Here, dat ons vir 'n oomblik die ou lewe sal los. Dit wat ons terugtrek, dit wat ons aftrek. Here, dat ons dit sal weggooi, dit sal begrawe, Here. En ons hart en ons gees, Here, rig op U. Here, dat ons sal bekeer van ons verkeerde dade. En sal doen, 'n lewe doen, leef, tot eer en verheerliking van U. Here, dat ons verantwoordelikheid sal vat vir hierdie wêreld wat U ons insit. Here, dat ons nie sal terugstaan en sal sê, maar is iemand anders se plig, is iemand anders se verantwoordelikheid nie. Dis hulle skuld, Here. Maar Here, dat ons as verlostes sal leef. Dat ons sal leef met die wete, Here, dat U ons in hierdie wêreld sit, in hierdie wêreld, aan hierdie wêreld gee om U as Here te verteenwoordig. Om U, Here, te gaan uitleef as ligdraers, daar waar dit donker is, daar waar dit moeilik is. Mag ons dit ook doen tot eer en verheerliking van U. Ons kom bid en ons kom vra, Here, daarvoor in U naam. Amen. Broer en suster, ek gee geleentheid dat ons die Here met ons liefdegawes kan dien.
Broer en suster, die afkondigings vir die week is dan soos volg. Ons dink in lief en leed aan die volgende persone. Aan die leedse kant dink ons in Wilma Viljoen, dan die Naomi Nel en dan die Petro van der Merwe, en dan verwelkom ons dan ook 'n nuwe lidmaat, dan die Anna Welgemoed wat by ons inskakel. Kom ons sluit vir 'n oomblik die oë, dan bid ons saam. Here, dankie Here dat ons hierdie persone aan U kan kom opdra. Here, ons kom bid en kom vra U, Here, dat U met Wilma, dan die Naomi, dan die Petro sal wees, Here, dat U vir hulle die wete sal gee, dat U naby is, dat U in hulle teenwoordig is, en dat U vir hulle die krag en die genade gee. Here, ons kom bid, Here, vir U teenwoordigheid. So kom dra ons ook, Here, nuwe lidmaat aan U op. Dankie, Here, dat U vir die kerk sorg. Mense bymekaar bring, vergader, Here, om U saam te kom verheerlik. Ons kom bid so, Here, vir Tannie Anna, Here, dat U ook so met haar sal wees. Here, ons vra, Here, gebruik ons, stuur ons, om ons ligdraers in hierdie wêreld, U woord, U wil te gaan uitleef. Ons kom bid dit in U naam. Amen. Broer en suster, geluk aan elkeen wat verjaar in die week. Mag dit 'n besonderse dag vir jou wees en mag jy sommer net lekker verjaar. Die tweede verjaar het aan die Letty Visagie, die derde Leon Fransen en Arne Kotse, en die vierde Tinus Nodee, die sesde Wilmien Church en die sewende Willem Jan Goosen. Geluk aan almal wat verjaar. Daar is die en kategese na die erediens, sowel asseblief onthou vanaand se Kerssangdiens, dit is vanaand om 6:00. Ons sê nou al reeds dankie vir die persone wat die kerk opgemaak het. Die kerk lyk pragtig. Dankie vir julle moeite ook met dit. Dan die res van die program vir die week wat voorlê, of vir die maand wat voorlê. Die 9de is die belydenisaflegging. Ons het die 4de is die onderhoude met die belydenisslas. Ek wil u vra, bid asseblief ook vir hierdie belydenis kategese, dat hulle ook daar waar hulle sal gaan, as ligdraers sal leef. Dan die 16de November is daar 'n kinderkerkspel in die kerksaal, sowel as ons aansit nagmaal, en dan ook ons gemeenteete dan die 16de November. Alles gebeur dan tydens die oggenddiens by die kerksaal. Dan is dit min of meer al. Ek weet nie of ek iets gemis het nie. Jan, dankie Jan. Hy's vergesig bazaar. Dankie vir elkeen wat daarbey betrokke was. Die 31ste Oktober was die bazaar gewees van hy's vergesig, en hy's vergesig kom sê ook dankie, ek gaan dit sommer so vinnig lees. Hy's vergesig se inwoners en bestuur is ongelooflik dankbaar vir weer eens 'n suksesvolle bazaar. Dank sy ruimskenkings, donasies, bereidwilligers om te help werk en die wat kom koop het. Baie dankie vir oop hande, beursies en rein harte en gebede. Ons waardeer elkeen se positiewe gesindheid en ondersteuning. Alle eer aan hom. Ons neem baie dankie ook vir hy's vergesig wat die fasiliteite gebruik. Tannie Vlos spreek ook ons dank uit aan die raad ook vir hierdie skrywe. Broers en susters, kom ons sluit staande af met ons slotlied. Ons sing saam Psalm 34 en vra ek dat julle sal staande bly vir die seën. Here, U is my lewe, ek ken die veilige bewaring elke dag. Here, U is my vrede, as die storms om my woed met priete krag. En as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek my stem.
ek saam met snare en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek ewig lank, daarom sing ek oor my lief vir U, o Heer. Here, uit U hande kom net wat mooi is en wat heilig is vir my. Here, U genade het my deur alles heen tot hierdie dag gelei. En as ek val, is U by my. U het betaal en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met snare en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek ewig lank. Daarom sing ek oor my lief vir U, o Heer. Daarom sing ek oor my lief vir U, o Heer. Daarom sing ek oor my Heer. Broer en suster, ontvang die seën van die Here. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie-enige God is by jou van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons sluit af met lied 314.